Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie Sabbatdag, dat ons weer as u kinders saam kan kom om u te verheerlik. Dankie vir die teenwoordigheid hier, u is altyd by. As een of meer saam vergader is u daar. Maar ons wil u graag nou spesiaal nooi om deur van ons dagse verrigtinge te wees. Dis 'n baie spesiale dag wat u vir ons geskenk het om aan ons te werk, maar waar ons vir u kan werk, u wil kan toewy en ons eie werksaamhede en behepthede vir 'n dag kan laat staan. U sorg daagliks vir ons, maar ons wil tog ook vir u vra, Here, voorsien van ons wat ons nodig het, maar ook vir die wat nie het wat ons het nie. Here, daar is soveel dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar, en ons dink dit is maar net daar, maar as u nie voorsien nie, is daar niks. Ons is lief vir u, Here. Ons wil weer opnuut ons harte vandag aan u wy. Ons vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Dasy, so kom ons kyk wat sê ons geselsie vanmôre. Soos meeste van julle weet, is my pa so 5 weke terug oorlede. En met die begrafnis die oggend is 2 van my werkskollegas by my. En ag, wat 'n verrassing, 'n bos blomme en 'n pakkie. Toe ek die pakkie oopmaak, is daar 'n boek in, en soos julle weet, is ek dood oor 'n boek. Moenie vir my 'n boek leen nie, want jy gaan hom 10 dalk terugkry, nie gee hom eerder vir my. Want dan gaan ons nie kwaai vriende word nie. So dit is nogal 'n stryd as jy vir my 'n boek wil gee. In elk geval is, ek het so vinnig gekyk na die boek, en al wat ek sien is die skrywer se naam, en dit is nie een van my gunsteling skrywers nie. Ek kan partykeer maar bietjie en vol nonsens wees, veral as dit kom by Christelike skrywers. Ek hou veral nie van Christelike skrywers wat kyk hoeveel geld hulle kan maak uit die boeke wat hulle publiseer en al die kommersiële dinge wat hulle uitdink om te verkoop en hulle name op goed te sit en al so aan, en nou sit baie oulik en fancy en nou kan ons baie geld daarvoor vra. So dit is toe nou een van daai skrywers. So ja, julle kan my maar oor die vinger stik. Dit is lelik. Dit is, ekskuus, judgmental. Kan nie nou so vinnig aan Afrikaanse woord dink nie. Maar ja, ek sê dankie vir die boek, want dit is lelik om ondankbaar te wees vir 'n geskenk. En daar land die boek op my tafel waar ek werk. En hy lê daar. En een oggend, toe ek nou weer by my tafel kom en so half bietjie grumpy en moeilik is, toe sien ek die boek se titel uiteindelik raak. En die titel sê moed vir elke dag. Ek besluit toe maar, laat ek nou maar so 'n bietjie kyk wat staan binne in die boek. Dis 'n dagstukkie boek. En ek blaai toe na die dag toe, wat ek daai oggend op is. En tot my verrassing sien ek, die titel is Snoei is nodig. En ek besluit toe, kom ons lees maar die dagstukkie. Ons kyk wat die persoon geskryf het en of dit hoegenaamd aanvaarbaar is. En weer eens, mens moenie met daai gesindheid iemand oordeel nie. Dis baie verkeerd. En ons moet onthou, ons gaan geoordeel word op die oordeel wat ons uitvoer. So, dis my eerste les vir my vir daai dag. Die dag se titel is Snoei is nodig, en die teksvers vir die dag is Jeremia 17 vers 8 tot 7 en lees as volg in die 53 vertaling. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. In die dagstukkie boek is daar 'n nuwe vertaling gebruik, net so 'n pragtig vertaling, maar gelukkig is die mense wat op die Here vertrou en hulle verwagtinge in hom stel. Hulle is soos bome wat langs 'n rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bereik hulle nie en hulle blare bly groen. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie.
En die dagstukkie lees as volg, ek gaan dit vir julle lees. Vandag se vers sê die persoon wat op die Here vertrou, hou nie op vrugte dra nie. Dit beteken dat hulle keer op keer produktief is. Dit herinner my aan wat God gesê het toe hy die mens geskep het. Wees vrugbaar en vermeerder. Genesis 1 vers 28. Die gedagte van vrugbaarheid is ooglopend belangrik vir God en gelowiges behoort vrugbare lewens te lei. Met tye beteken dit dat ons gesnoei moet word. Dink aan 'n boom. Vir 'n boom om op sy produktiefste of vrugbaarste te wees, moet hy reg gesnoei word. Met ander woorde, van die takke moet afgeknip word, op sekere plekke moet dit selfs weggesny word. Dit is die enigste manier waarop 'n boom sterk en gesond sal bly, gesond sal wees en die maksimum hoeveelheid gehalte vrugte dra. Net soos bome moet ons ook gesnoei word. Sekere dinge moet van ons lewens afgesny word op strategiese partye. Sny kan dalk beteken dat ons 'n gewoonte moet laat vaar, wat ons verhoed om ons volle potensiaal te bereik, of ons weerhou om God se plan vir ons lewens te realiseer. Dit beteken dalk ook om ongesonde patrone te verander, of dalk beteken dit dat ons ongesonde verhoudings moet beëindig, soos God ons lei. God is die meestertuinier, en hy snoei net sodat ons vrugte kan dra. Laat hom toe om in jou lewe, om in sy wysheid te snoei, en jy sal 'n vlak van vrugbaarheid en produktiwiteit geniet. Nou ja, daarso is ek nou weer eens verkeerd bewys, al hou ek nie van die skrywer nie, al dink ek hulle is kommersieel, hulle kan besonder so goed skrywe. Nou ja, ons het al soveel maal die vraag gevra of iemand maar net van Jesus Christus weet, en of hy hom werklik ken en waarlike verhouding met hom het. Die rede waarom hierdie vraag so baie na vore kom, is omdat dit deurslag gaan gee die dag as ons in die koninkryk van God moet ingaan, en of ons dalk beskaamd voor die poorte gaan moet bly staan. Christus leer ons hier dat daar soveel mense is wat hulle met godsdienstige dinge besig hou, maar in die proses steeds nie gered is nie. Daar is ook 'n versie in die Bybel, ek dink nou so vinnig daaraan, wat sê, almal wat klop, gaan die deur nie voornoodwendig oopgemaak word, en Jesus gaan dalk vir jou sê, ek ken jou nie. Ons moet versigtig wees daarvoor. Hierdie godsdienstigheid sal ons nie toegang tot die koninkryk verleen nie, want hy, dis nou Jesus alleen, is die weg na die ewige saligheid, en deur hom alleen word toegang tot die koninkryk verleen. Ons leef in 'n samelewing waar mense nie skroom om Bybelversies aan te haal, met die Bybel onder die arm te loop nie, want dit blyk sosiaal aanvaarbaar te wees. Veral op hierdie tydstip is dit heelwat mode. Die naam van Jesus sit ons op voertuie, op T-hemde, op mediaprofiele, en oral is die naam van Jesus sigbaar. Maar hoe hartseer dat die meeste mense wat op hierdie wyse optree, nalaat om daardie heilige naam deur hulle lewensvertoonvenster te vertoon. Jesus stel dit vir elke ware gelowige baie duidelik, dat ons liefde vir hom deur ons lewens vertoon moet word. Ons is deeglik bewus daarvan dat ons nie deur goeie werke ons eie saligheid kan verdien nie, maar ons is veronderstel om net so bewus te wees daarvan dat God nie ons dankbaarheid op allerlei wyse van ons vra, anders as deur 'n lewe wat getuig van dankbaarheid, gehoorsaamheid en liefde aan hom nie. So dit wat my mond sê, moet my lewenstyl weerspieël. Hy stel dit baie duidelik dat 'n mens se dade die vertoonvenster van jou hart en jou siel sal wees. Dit beteken natuurlik nie dat daar geen foute gaan wees in ons lewens nie. Ons bly sondig. Ons gaan foute maak, maar eerder dat jou verkeerde optrede en foute nie 'n lewenswyse moet word nie. Dit beteken dat ons voortdurend sal selfondersoek instel in ons lewens, om te ondersoek of daar nie tog maar iewers iets is
wat weggesny moet word nie. Iewers steek daar dalk 'n doringbossie 'n kop uit. En dit moet so spoedig as moontlik wortel en tak uitgeroei word. Dit mag dus wees dat onkruid tog in ons lewens voorkom. En partykeer kan onkruid wat reeds uitgeroei was, weer sy kop uitsteek. En dit moet baie vinnig uitgehaal word en uitgeroei word. So, die Here is nodig in ons lewens en veral die landbouer wat snoei en bossies uittrek. Onthou toe die landbouer ondersoek ingestel het na die oes van 'n boom in 'n vrugteboord, maar hierdie boom het geen vrugte gedra nie en daarom is opdrag gegee dat die boom se muur uitgekap moet word, want dit maak die grond onvrugbaar. Ons onthou ook hoe dat die tuinier gesoebat het om die boom nog 'n enkele jaar 'n kans te gee en dat hy sal onderneem om daardie boom se grond mooi om te spit, om kunsmis te gee en om baie mooi te versorg en net nog 'n kans te gee. Hoeveel keer is daar nie mense wat vir ons bid by die groot landbouer om vir ons nog 'n kans te gee om vrug te dra? Dit is so belangrik dat ons sorg, dat ons dade tot eer van die Here is, maar ook laat ons ander mense help om ook so te wees. Ons het die afgelope tyd die heerlikste somersreëns ontvang en die natuur het opnuut vir ons die voorbeeld gestel wat ons veronderstel is om te doen met die seën wat ons so mildelik uit ons Vader se hand ontvang. Ons moet groei en vrug dra om 'n lus en 'n sieraad vir hom te wees. As hy vanoggend moet instap en my lewe onder oë neem, sal hy tevrede wees met my geestelike groei? Is daar dalk takkies in my lewensboom wat afgesny behoort te word? Ten einde die voeding en water wat ek ontvang beter te kan aanwend, daardie takkies van verkeerde vriende, verkeerde gewoontes, verkeerde gedagtes, verkeerde begeertes, daai gedagte oor skrywers wat ek nie van hou nie. As ek moet terugkyk na die afgelope jaar en van my lewe en vra hoe die oes lyk wat ek vir hom opgelewer het, sal ek in groot verwagting kan uitsien na 'n goeie reënjaar waarin ek gaan poog om 'n nog groter oes as die vorige jaar te lewer. Net so min soos wat ons absoluut presies weet wanneer dit reën en die weersomstandighede kan voorspel en onsself lelik daarmee kan misgis. Net so min weet ons wanneer hy die dag by ons verbygaan om ons oes van ons lewens finaal te beoordeel. Dit is dalk tyd vandag om opnuut te besin hoeveel water u lewensboom nodig het. Of u dit gereeld genoeg van die nodige voedsel uit die woord voorsien, of u wel genoeg arbeid aan die bewerking daarvan spandeer, en dit ook die nodige vrug oplewer, wat ons Heer van elkeen van ons lewensbome verwag. In 2 Korintiërs 3 vers 18 lees ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heer wat in die Gees is. God wil jou deur sy woord snoei, sodat jy baie vrug dra en meer soos Jesus lyk. Jy hoef nie bang te wees vir die snoeiproses nie, want die Heilige Gees is elke tree van die pad saam met jou, om jou te help. Hy leer jou wat jy moet weet en oortuig jou van die waarheid. Plaas jouself vandag in die hand van die groot tuinier. Vertrou hom dat hy weet wat hy doen. Werk saam met hom en jy sal verbaas wees oor die veranderinge in jou lewe. Met sy hulp kan jy elke dag meer en meer soos Jesus lyk en baie vrug dra wat hom verheerlik. Tot en met sover.
In Johannes 15 vers 2-3 lees ons, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woord wat ek vir julle gesê het. Dankie Here dat U na ons gekom het om ons te snoei en vir ons te sê U sal ons versorg en U sal ons verander soos wat U wil hê ons moet wees as ons gewillig is. Here, maak ons harte gewillig, maak ons U kinders, laat ons U wil doen en nie ons eie nie. Dankie vir die offergawe wat ons kon inbring. Dankie vir dit wat U alles vir ons gee. Daar is soveel meer wat U vir ons doen as wat ons vir U doen. Seën die res van ons dag en gee dat elkeen van ons U beter sal leer ken. Ons is lief vir U, Jesus, in U naam alleen. Amen.